Vroeger jare is resepteboeke aan mekaar gesit deur te skeur, plak en andersin af te skryf, gewoonlik met die resep-eienaar se naam by. Geen twee was dieselfde nie en elk het 'n persoonlike geur gehad. Vandag is dit ons kenners se bronne. Wel, voordat die winkelrakke vol resepteboeke gestaan het, was so 'n plakboek deel van elke tuiskok se kombuis. My ma het my vertel, in die ou dae het hulle as hulle sit en wag by die dokter se spreekkamer en daar's 'n lekker resep in die tydskrif, het hulle sommer uitgeskeer en het hulle boeke gaan plak. Wel, dit lyk asof hierdie boekies al lank hier in die kombuis gewerk het. Ja, nee, baie jare. Ja, my ma sê sy het hierdie boekie by haar kombuis teëgekry vir haar troue, so hy kom al 'n lang pad. Ja, en daai tyd kon ek omtrent niks kook. Ek het op 'n plaas gaan bly en ek was angstig om tog lekker te kan kook en dit is waar die resepte vandaan kom. Bernice is eerste aan die beurt en maak vir ons 'n paella resep wat 'n ou staatmaker en gunsteling in hulle huis was. Hierdie paella resep het nou regtig my eie gemaak. Dit is baie maklik en vinnig om te maak en dit is 'n heerlike bederf as ek mense onthaal vir ete. Ek het nou reeds die hoenderboutjies lekker bruin gebraai en 'n klein bietjie van die olyfolie en van die botter. Nou kom die chorizo borsies by. Jy braai dit vir so 'n minuut, lekker tot dit lekker bruin is saam met die hoenderborsies. Volgende is die steergarnale. Jy braai dit tot lekker pink is. Sodra alles lekker bruin gebraai is, skep jy dan alles uit die bak uit. Dan voer jy weer die res van jou olyfolie en jou botter. So sodra jou olyfolie en botter lekker warm is, braai jy jou ui en jou knoffel vir so 'n minuut. Daarna sit jy die rys by. Al die rys op een slag en jy roer dit totdat al die rys lekker met hierdie olyfolie en botter bedek is. So terwyl hierdie nou lekker bruin braai, vry jy jou hoender aftreksel tot kookpunt, sit 'n paar drade saffraan by en dan gaan jy mos nou al die vloeistof by hierdie rysmengsel sit. So sodra jou rys nou lekker begin prit, sit jy jou hoenderboutjies terug by hierdie mengsel. Want onthou, hoenderboutjies vat 'n klein bietjie langer om gaar te raak. So dit vat so 15 tot 20 minute vir die rys om gaar te word. Sodra jou rys gaar is, sit jy die res van jou bestanddele by. Dis in jou gebraaide chorizo, jou garnale, die res van jou seekosmengsel, ertjies en dan moet jy dit lekker geur met sout en peper. Bernice sit dit voor met gerasperde parmesaankaas, 'n paar blare vars basiliekruid en vir die wat van warm hou, opgekapte rüssie. Gewoonlik gebruik sy arborio rys, maar sê enige soort wat goed uitpof, werk lekker. Hetta, waarmee is jy besig? Ek gaan nou vir ons 'n melktert maak. Ja, is my seker 'n stapelresep van enige plakboek. Ja, maar hierdie is 'n spesiale een. Dit is my skoonma op my Annetjie se resep en hy het so half 'n kinkel in. Ag, ek moet luister want ek sukkel elke keer met hierdie resep. Hier het ek nou alreeds vir ons die kos voorberei. Dit soos jy kan sien is dit 'n smeerbare kos. As hy nou gebak is, dan is dit soos 'n koek om die kante van die tert. En dan vir die vulsel gaan ons nou so maak. Jy vat 'n koppie melk waarin jy 1 heel eier en 2 eiergele inmeng. By hierdie melk en eiermengsel kom nou 'n oudtydse eetlepel hoogvol met vlaapoeier en ook koekmeel. En hierdie word nou alles goed saamgeklits. Intussen het ek nou op die stoof die res van die melk warm gemaak met suiker en hierdie mengsel word nou daarin geroer en versigtig geroer tot dit 'n dik vla mengsel is. Die kinkel in hierdie resep is nou dat wanneer hierdie vla lekker dik gekook is, moet jy die deksel opsit. Jy haal dit af van die stoof en dit word in 'n wasbak met koue water afgekoel. Moenie vir vrou hoekom dit so moet wees nie. Dit is ouma se resep. Ek het hom maar so kom kry. Laat die vla heeltemal afkoel in die yswater en vou dan die styf geklopte eierwit met 'n bietjie vanilla ekstrak in. Die ongewone kors word nie vooraf gebak nie, bloot in die tertpan gesmeer voor die vulsel bo-oor gegiet word. Wanneer die melktert gebak word, sal dit oppof, maar moenie stres nie. Dit sal weer terugsak soos dit afkoel. Voor jy dit bedien, sprinkel 'n bietjie kaneelsuiker bo-oor en jy het 'n regte oudtydse gebakte melktert met soos gesê ietwat van 'n kinkel. Baie lekker. Baie dankie Hetta, baie dankie Bernice en baie dankie ouma Annetjie. Van hier af wikkel Irshad na die huis van chef Abbas Abrahams in Dieprivier. Abbas is die uitvoerende chef van the African Pride Crystal Towers Hotel and Spa en het al vir bekendes soos Nelson Mandela en wyle Michael Jackson gekook. Die plakboek waaruit hy kook, het hy by sy oorlede moeder geërf. Irshad, hierdie 2 boekies is ouer as wat ek is. Ek sien jou moeder soos baie ander vrouens van destyds het van haar resepte van 'n kondensmelkblikkie gekry. Ja, maar vandag gaan ek iets maak wat van verslag
na geslag oorgedra is en dis 'n suurlemoen acha. Dit sal jy nie op 'n kondensmelk blikkie kry nie. Dis spesiaal in hierdie resepteboek van my ma ook. Baas, nou gaan jy met uithalen en wys, want ek het so 'n tante by die huis, Antimona, wat vir jou boelbaas acha maak. Ag, ek dink nie Antimona se acha sal by my ma se acha kom nie. Ons sal sien. Nou, die eerste ding wat jy gaan doen is jy vat die gevriesde suurlemoen, sny hom in 8 en haal die pikkies uit. Hoekom gevries? Wel, dit maak dit makliker om te sny en aan die einde resultaat is die skille bietjie sagter en dis wat ek wil hê. Nou gaan ons die sout ingooi, die witazijn, dit so 'n bietjie saamroer en dan gaan ons dit in die yskas plaas. Intussen kan ons lank met die masala mix begin. Jy weet ons vat acha masala, die mosterdsaad en die sout en die suiker met die groen russie en ons meng dit alles tesame. Dan rasper ons die vars knoffel lekker fyn by en gooi die sonbloemolie oor. Die suurlemoene word 12 ure gemarineer en moet af en toe geroer word. Daarna moet dit deur 'n melkdoek of sif gegooi word om van die marinade ontslae te raak. Laastens word die suurlemoene en masala mengsel bymekaar geroer. Dit word in gesteriliseerde bottels gegooi en moet volgens Abbas eintlik oornag staan om op sy heel lekkerste te wees. Hier gaan ons. Is nogal lekker. Maar seker beter as my Antimonas en maar omdat sy familie is, sal ek maar sê haar is beter. Ja, ons almal sal ons maar altyd dit sê. Abbas se volgende resep kom ook uit Suid-Afrika se Malaierkultuur, maar is ewe gewild by almal wat van brand hou. Irshad, jy ken mos 'n dalchi. Natuurlik ken ek 'n dalchi, dis mos 'n chili bite. Ek kom ook van hierdie vallei. Okay, vandag gaan ek vir jou 'n lekker dalchi maak. Jy weet my ma het dit altyd gemaak as ons kuiergaste gekry het of sommer net as jy uit die skool uitkom, net vir 'n treat. Ek is veral mal oor dalchies tydens Ramadan, want is lekker met my sop. Lekker man, lekker. Die eerste ding wat ons doen is gooi die chili bite mix in 'n groot mengbak. Volgende kom die ertjie meelblom, daarna kom die vars koriander wat ek 'n bietjie fyn gekap het. Dan gooi ek die paprika, 'n bietjie leaf masala net om 'n bietjie byt te gee aan dit, die fyn opgekrapte eie, die groen russie en die gesnipperde spinasie. Nou word alles goed saamgemeng. Nou kom 2 eiers by en dit dien as 'n bindmiddel vir die mengsel. Nou kom die fyn geraspelde knoffel by en dan gaan ek 'n bietjie bakpier bygooi. Dit is baie belangrik dat die bakpier laaste ingegooi word, want ek wil dit nie oorwerk nie. Meng veral laaste deur en nou is dit gereed vir die diep braai. Bakpoeier wat oorwerk word, beteken jou dalchies sal nie ordentlik rys nie. Onthou ook dat die olie goed warm moet wees sodat die russiepoffertjies nie te veel olie trek nie. Vervang gerus die spinasie met soetmielies of gerasperde aartappels vir afwisseling. Proe gerus. Dankie, ek kan nie meer wag nie. Proe lekker. Definitief soos 'n dalkie met proe en uit die buitenom. Ek moet sê, alles was so vir 'n wenner, maar nou wil ek weet, wat is vir nagereg? Definitief my ma se kooksuster. Ons gaan begin met die droë bestanddele in 'n groot bak ingooi. Dis eers die meel en dan al die fyn speserye. Fyn kaneel, fyn gemmer, fyn anys, kardemom, fyn karamonk en anysade. En wat hierdie kooksuster resep spesiaal maak, ons gaan fyn drooggemaakte naartjieskil ingooi. So nou dat die droë bestanddele deeglik gemeng is, kan ons begin met die nat. Dit is ons eier, sonbloemolie, lauwarm water en dan laastens bygooi ons die gis by. Dit moet 'n sagte deeg vorm en wanneer dit goed gemeng is, 10 minute rus. Vir die wat wonder, die koeksuster wat Abbas maak, is die Maleise weergawe van sy gevlegte suster. Die een kry natuurlik ook speserye in wat die ander weergawe nie het nie, behalwe miskien vir die sitrusgeur. Albei weergawes word ook in warm olie gebraai tot gaar. Intussen het Abbas 'n stroop van suiker, water en kaneel gemaak wat 10 tot 15 minute gekook het. Die gaarkoeksusters word daarin gedoop. Jy kan ook bietjie suurlemoensap by die stroop inmeng. Laastens word die koeksusters, of soos hulle beter bekend is, koesusters, met droë klapper bestrooi. Dan is hulle reg vir die proe. Heerlik. Kyk, al wil ek nou nie ophou eet nie, moet ek, want er nog 'n afspraak wag vir my, maar ek kort aan 'n bietjie badkos. Die volgende koskenner is Marlene van der Westhuizen. Hierdie bekroonde kookboekskrywer en chef bedryf die Food Studio in Groenpunt, Kaapstad, waar klasse en funksies aangebied word. 'n Paar maal per jaar neem sy ook groepe na Frankryk, waar hulle by markte koop en leer om Franse disse te kook. Marlene, ek sien jy werk in jou nuwe kookboek. Nee. Hierdie keer is dit my ma se ou plakboek. En as jy dink ek het dit uit haar uitgekry sonder 'n gesukkel, nee, vergeet dit.
Sy werk nog elke dag uit en sy het vir my ook gesê ek moet hom Sondag vir haar terugbring. So ek het hom vir 3 dae. Hier is 'n paar verskriklike mooi goed in. Hierso staan byvoorbeeld groot hoeveelhede vir 'n funksie. Nou wat die resep is, weet ek nie. Dit begin met 60 pond gemaalde beesvleis. Is dit nie fantasties nie? Vandag gaan ek vir ons 'n kort rib en rosientjie sous maak. Die heerlike storie. Toe my sussie gebore is, het my ma in die kraammenrigting gelê vir 'n week. En my dierbare pa het dit vir ons elke aand gemaak. Ek het dit natuurlik nog nooit weer geëet, nie? Maar kom ons kyk hoe proe dit. Ek gaan nou begin deur olyfolie in die pot te gooi. Irshad, voordat ek hierdie wonderlike kort rib in die pot gooi, gee vir my asseblief die eie aan. En ons gaan dit nou braai. Nou gaan die vleis stuk vir stuk in. As hierdie beesvleis lekker bruin gebraai is, wil ek 'n bottel wyn hieroor uitgooi. Dis belangrik as jy met wyn kook om te onthou dat jy moet altyd wag dat die alkohol eers verdamp het en mens kan dit ruik. Jy moet wag dat jy dit nie meer ruik nie voordat jy stok en groente en die res van die bestanddele bygooi. So gee vir my die stok aan asseblief. Ons gooi dit by. En nou kan die res van die bestanddele, ek gaan sommer die bruinsuiker wat hier by my staan ingooi. Die laurierblare en so 'n bak vol mosterdpoeier. Hierdie is die hot English mustard. Saam met die rosientjies gaan dit verskriklik lekker smaak. Marlene sê suurlemoenskil is 'n moet by die gereg, omdat dit sorg vir 'n heerlike geur. Sy maan ook tuiskokke om nooit sonder meer sout en peper by te voeg nie. Proe eers en gooi dan indien nodig. Nou vir 'n tuna dis. My ma het ons letterlik hierop groot gemaak. Ek gaan nou begin met hierdie tuna rol. Ek gaan die deeg ooprol. En nou begin ons met die vulsel. Ons begin met vars petersilie wat ek gaan fyn kap en dan gaan ek dit by die ander bestanddele voeg wat immer bestanddele is wat jy altyd in jou huis het. Ons het eiers hierso wat ek gaan meng met mayonnaise. Dan sit ons 'n bietjie eie by, fyn gekap en dan vat ons hierdie mengseltjie en ons voeg dit by die cheddar kaas. Hierso het ek nou 2 blikkies tuna wat ek gaan byvoeg. Volgende kom die petersilie by en dan word die mengsel goed gekombineer. Marlene skep die vulsel bo op die blaardeeg en vryf dit plat met 'n vurk. Daarna word dit losserig in die lengte opgerol en in ronde skywe gesny. Pak dit op 'n gesmeerde bakplaat en dan is dit oontoe totdat dit ligbruin en bros is. Gewoonlik dien die tuna rol as voorgereg saam met 'n vars groenslaai. Maar vandag het Marlene albei haar geregte op een bord bedien. Sommer net sê sy, omdat dit so mooi saamlyk. As ek een ding geleer het vandag, is dit dat 'n resepteplakboek 'n besonderse erfstuk op sigself is. Ek groet dan tot volgende week. Totsiens.